jy's op die aarde gesit om dit te doen, hoe kan jy dit nie reg kry nie? En mens worstel daarmee, jy weet, hoekom, daar's baie slegte mense in die wêreld, en hulle kan kinders kry, hoekom kan ons nie kinders kry nie? Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Goeiedag, welkom by 'n ma en 'n mikrofoon. En bietjie agtergrond oor die episode vandag. Die van julle wat dalk al gevolg het en die onlangse episode gesien het, sou geweet het ek het so 'n paar maande teruggesels met 'n episode oor 'n tienerma. 'n Pragtige episode, baie goeie inspirasie, baie goeie terugvoer van die kykers en luisteraars gekry. En die episode was oor Yunandi, wat op 15 natuurlik onverwags swanger geraak het, maar toe haar storie oor hoekom sy haar babatjie gehou het en besluit het om wel voort te gaan en 'n ma te word. Dit het my ook so 'n bietjie aan die dink gesit en dan weer half die ander kant van die munt, dalk ouer ma's. Ek tel seker ook as een. Ek het die eerste keer op 35 ma geword en toe weer op die jaar wat ek 38 geword het. Volgens my ginekoloog was ek 'n geriatric mother. Ek lag nou nog oor daai term, maar 'n bietjie ouer ma. En ek het toe gesoek vir iemand wat eintlik in hulle 40ste ma geword het en selfs nie eers vroeg 40s nie, mid en later 40s. En so het ek vir Melissa Senekal gekry. Ons gesels vandag met haar en haar storie as 'n ouer mamma, natuurlik die uitdagings, die wonderlike geleenthede. Ek sê altyd enige aspek van moederskap het positiewe en negatiewe dinge en om so daarna te kyk. So, welkom Melissa, dankie dat jy 'n gas is op 'n ma en 'n mikrofoon. Ek het nou so vinnig al wel verklap dat jy bietjie 'n ouer ma is, maar jy kan vir ons die detail vertel. Vertel ons asseblief van julle gesin. Dankie Daniela, en dankie vir die geleentheid om met jou te kan gesels. Okay, ek en my man Aubrey, ek is nou 49, hy word September 49, en ons het 'n klein 3-jarige dogtertjie, Carla Marie, wat in Desember 22 gebore is. So dit was net so 2 maande voor my 46ste verjaarsdag. Sjoe. So net voor jy 46 geword het. Ja, Sjoe, ek dis het was op wel 45 swanger geraak, ja. My dogtertjie is dan net so 3 maande na joune gebore, so ek en jy het ons hande ewig vol. Ek het ook 'n 3-jarige, ek weet dit is lekker besig. Maar ek dink dat die volgende ding is, vertel vir ons hoe dit gebeur dat jy in jou mid-40ste mamma geword het. Wanneer het julle ontmoet? Het julle gedink julle wil kinders hê? Al daai vrae wat jy seker nou al baie gehoor het. Hoe was jou pad na ouerskap gewees? Ja, definitief wou nog altyd kinders gehad het, maar ek en Aubrey het albei mekaar bietjie later ontmoet. Beide se eerste huwelik, maar ons het eers op 30 mekaar ontmoet. So ons is op 32 getroud. En ja, maar soos enige ander nuwe getroude paartjie, huis gekoop, nogals in die straat van 'n laerskool, want dit was altyd op die kaarte. En die jaar daarna het ons begin probeer sonder sukses. En ons het toe daarna 'n homeopatiese roete probeer volg. Ek wou dit altyd relatief natuurlik gehou het. En nooit verwag ek gaan sukkel nie, maar mens vind altyd eers uit hoe jy gaan sukkel of hoe onvrugbaar of vrugbaar jy is wanneer jy begin probeer. En dit het toe ook nie uitgewerk nie, en toe het ons maar besluit om 'n bietjie meer aggressief te probeer. En toe het ons is in 2010 getroud, en 2013 het ons begin met ons eerste IVF. En ons het toe tussen 2013 en 2016 so 4 IVF's gedoen. En die laaste behandeling was bevrore embryo's wat ons van die 4de IVF gehad het in 2016. Wat toe 'n suksesvolle swangerskap op uitgedraai het, maar toe was dit nie vatbaar nie en ongelukkig toe kort daarna op 'n miskraam uitgedraai. En dit was vir ons baie hard. Vir my persoonlik ook, ek het nie 'n geneigtheid tot depressie nie, maar op daai stadium het ek soos vir 3 dae soos 'n zombie rondgeloop en gesukkel om daarmee te deel. En toe het ons maar net besluit, nee, dan moet ons maar eerder, dan sit miskien nie vir ons beskore nie. Kom ons los dit nou maar vir nou. En aanvaar maar dat dit nou nie op ons kaarte is nie en ons gaan nou nie ouers wees nie. En dit was 2016. Ons het toe besluit om ons huis in die laerskool te verkoop, in die straat van die laerskool, en toe het ons 'n
RV op Avianto in Mildersdrift gekoop en besluit nou gaan ons maar bou. Dis nou 'n nuwe projek om ons aandag af te trek en sien dat ons nou nie geld op skool, fooie en goed gaan spandeer nie, gaan ons dit maar spandeer op huis. En toe het ons hier 'n huis gebou en ja, vir 6 jaar het ons nie weer daaraan gedink nie. As dit gebeur, gebeur dit. As dit nie gebeur nie, ons het eintlik aanvaar dit sal nie gebeur nie. Tot ek weer in 2021 deur my werk heelwat werk gedoen het met SASREC, wat die fertiliteits- en vereniging is vir infertiliteitsbehandeling, spesifiek IVF en so. En ek het baie werk met hulle gedoen en 'n doktersvriendin van my by die werk het toegesê, wel, nou dat jy aan al hierdie suksessyfers en goed blootgestel is, gaan jy hulle weer probeer. En dit het eintlik nie eers by my opgekom nie, want ons het nou aanvaar, dis nou hoe ons lewens is. En ek dink, ag wel, laat ek maar met Aubrey gesels, maar ek was baie spesifiek hoe ek ook vir Aubrey wou vra, want hy's 'n baie liewe man en hy sal my altyd ondersteun en al en hy was so ondersteunend in die vorige rondes. Maar ek wou nie gehad het hy moet dit doen net vir my nie, want ons het eintlik nou albei besluit ons gaan dit so aanvaar. Ek het op 'n baie spesifieke ek het op 'n spesifieke manier vir hom gevra wat sal hy daarvan dink en hy was net keen. Hy het gesê, wel, ons het niks om te verloor nie. Ons het nou vrede gemaak met hoe ons lewens nou is sonder om ouers te wees. As dit werk, werk dit. As dit nie werk nie, dan gaan ons maar net aan. En ja, the rest, soos hulle sê, is history. Dit ons die Januarie van 22 begin met behandeling by Vitalab. En toe op 22 April toe bel die suster ons en sê julle is swanger. En dit was net die beste gevoel uit. Sjoe, ja, jou lewe wat eintlik die 3. Ja. 'n ander lewe. Maar sê vir my, ek ken ook baie vriendinne wat by Vitalab was, maar is daar ook ander implikasies as 'n mens IVF kry as jy ouer is? Buiten dat, jy weet, ek weet mens raak nie maklik natuurlik swanger as jy ouer is nie, is dit ook moeiliker om met IVF swanger te word as jy ouer is? En watter riglyne gee hulle vir jou as jy nou al bietjie dieper in jou 40's is en daai aanvanklike blydskap oor ek is swanger, word jy wel anders benader omdat jy dan 'n ouer swanger vrou is as wat jy vir IVF sou gegaan het 10 jaar tevore? Ja, dit is definitief so. Inteendeel, hulle het gesê jou kans op dit is natuurlik baie laer hoe ouer jy is. En ons het net, alles het net anders gevoel op daardie stadium. Ons het net, ek dink ons was baie meer ontspanne oor die proses, mense het geweet wat om te verwag. Maar dan as mens ook eers 'n suksesvolle swangerskap het, dan is daar nou natuurlik bietjie behandeling wat jy moet kry om dit vatbaar te hou. En dis 'n bietjie meer, ek dink, intensief as jy ouer is. Ek het byvoorbeeld ook moes op wat is dit, is 'n lae aspirien dosis gebly het tot op week 36. Seker maar ook om miskraam en so bloedklonte en goed te voorkom. Maar ek was onder hulle sorg gewees tot ons op 9 weke was, en toe het hulle gesê, wel, nou is dit 'n vatbare swangerskap, en as jy eers swanger is, dan, jy weet, soos wat enige ander swangerskap is, dan is jou risiko's maar dieselfde afhangende, maar ook daar kan ander risiko's wees, jou eie gesondheidsrisiko's wat dan 'n rol kan speel, maar op daai stadium het hulle toe gemaklik gevoel om my te verwys na 'n gewone ginekoloog toe. So van 12 weke af was ek by haar. En dan het sy ook maar net 'n bietjie meer spesifiek gemonitor vir risiko's wat later kan intree, soos gestational diabetes, miskien hoër bloeddruk, maar gelukkig was ek baie gesond en ek het geen kroniese kondisies gehad of enige ander geskiedenis van dit nie. So toe het alles eintlik met die Here se genade net seepglad verloop. Ek het geen komplikasies gehad nie, ek het geen dreigemente of risiko's reg deur die swangerskap gehad nie, maar ek was ook so positief. Ek dink nie dit het nie eers oor my gedagtes gekom nie. Ek het net besluit hierdie gaan nou 'n great swangerskap wees en ek was net te dankbaar. Ek meen, selfs toe ek siek was, het ek gesê ek gaan nie eers kla omdat ek siek voel nie, want ek is net te bly die rede hoekom ek siek is omdat ek swanger is, en miskien het dit my deur dit gedra en gehelp.
Ek wou juist nou vra oor die emosionele aspek, maar jy het dit nou eintlik beantwoord, maar so jy het gekies eintlik om positief te wees. Jy het nie ten spyte van dat weet jy nou IVF en jy is ouer, het jy van die begin af net goed gevoel oor hierdie swangerskap en dit sonder vrees regtig benader. En wat wat was die punt wat jy regtig besef het dat ek is swanger? Vir my was dit elke keer as daar 'n hartklopie was, want ek het ook 2 vroeë miskrame gehad voor ek swanger was, maar daar was nooit 'n hartklopie nie. So toe ons uiteindelik op 'n punt kom waar met 'n swangerskap daar 'n hartklopie was, toe kon ek voel ek's opgewonde en toe het ek ook soos jy die aspirien en so dit help. Maar wat was vir jou die punt dat hierdie is werklik en I'm going to have this baby, soos hulle nou in Engels sal sê dat hierdie is eg, dit gaan gebeur. Wel, ek dink ek het selfs met daai eerste oproep op die 22ste April, daarna ek onthou nog hoe ek gebewe toe sy ons bel. En ek het daarna net vir Aubrey gesê, weet jy wat, dit voel vir my anders. Dit voel vir my reg. En ek gaan net aanvaar dat hierdie 'n volhoubare swangerskap tot aan die einde gaan wees en ek gaan met daai positiwiteit en gevoel in hierdie ding ingaan tot iemand my anders vertel. En as iemand my nie iets anders vertel nie, dan is dit waar, jy weet hoe ek dit gaan benader. En ja, ek dink ek het toe maar ek het net elke oomblik geniet. Ek kon nie wag. My maag het eintlik so lank gevat om swangerskap te wys. Ek was so haastig om te kan swanger voel. En eintlik op 'n gender reveal in Augustus al, ek dink ek was 4,5 maande swanger, kon jy nog nie eers sien ek is swanger nie. En toe was ek net te bly toe my boepie begin en ek het regtig net elke oomblik van dit geniet. Ons albei, ons was versigtig in die begin. Ons het 3 maande gewag voor ons almal vertel het. So mense het in jou agterkop seker maar geweet, jy weet ietsie kan gebeur, maar ek het maar probeer om nie in daai angs te lewe nie. Ek weet angs is nie goed vir 'n swangerskap nie, so ek dink, en ek is nie 'n natuurlike angstige mens nie, so ek wou eintlik net uithardloop en vir almal vertel, maar ek moes myself 'n bietjie terughou en ek is nie baie goed met geheime nie, so dit was moeilik. Ek dink ook, hoe was die ervaring toe vir jou om ouer swanger te wees? Want ek lees ook, interessant genoeg, daar is al die ander risiko's soos jy nou genoem het van die gestational diabetes en al die dinge, maar navorsing wys ook dat ouers, omdat hulle al meer gevestig is in hulle lewe, soos jy sê, hulle is finansiëel meer gevestig, emosioneel gewoonlik, ook meer stabiel, meer volwasse. So, ek het bietjie gaan oplees en hier staan, daar is baie navorsing wys dat die ma's voel dan meer gereed. Hulle weet hulle wil 'n ma wees, hulle is meer opgewonde en positief oor ouerskap dikwels. En studies wys ook dat kinders van ouer ma's dan baie, they often do very well in social and emotional growth. So dis hoekom ek altyd sê voor- en nadele. So het jy dit ook ervaar dat jy eintlik op 'n ander plek in jou lewe was as wat jy 10 jaar voor dit sou swanger word? Wat se tipe, hoe dink jy dit het jou ouerskapstyl en jou swangerskap en jou belewenis van ouerskap verander omdat jy in 'n ander dekade was as wat jy aanvanklik sou gewees het? Baie, dit is vir my. En ek kan dit sien aan Carla, want sy is ook 'n baie rustige, ontspanne dogtertjie. En ek dink dit is omdat ek so rustig was deur my swangerskap, maar ook met die geboorte. Ek was net so reg daarvoor. Sy het 'n week voor my beplande keiser, het sy toe, het ek toe in kraam ingegaan. En ek was net so reg daarvoor. Aubrey was 'n bietjie stom, en ek meen dit is eintlik andersom. Ek is gewoonlik, hy sê altyd vir my, panic slowly, en hy is in nooddienste en lei die gegradueerdes by UJ op vir mediese nooddienste en in reddingswerk. En hy is altyd so cool soos 'n komkommer. Maar hoorie, daai dag toe ons by die gynae is en sy sê vir my, jy is in kraam, toe is ek so kalm soos wat kan wees, en hy is net heeltemal verboureerd. Heeltemal. Hy panic to me slowly nie. Absoluut nie. Hy sê net al, ons is 2 karre, en sy sê vergeet van die kar, sy kan nie die een kar huis toe ry nie, en hy wil net die karre uitsorteer, want dis al wat hy nou, dit wat binne sy beheer is. Kan beheer. Maar in elk geval, ons is toe daarin en daarna ook. Alles het so goed verloop en nou, ons is ek dink baie rustige ouers. En ons huis is kalm, ons albei het 'n rustige energie. Aubrey is ook 'n baie rustige en ontspanne mens, so
ons ek dink ons het met minder angs in ouerskap in. Ons was net so gereed daarvoor en ons het so lank daarvoor gewag. So alhoewel dit ook baie oorweldigend was, die eerste 3 maande, ek dink vir enige ouer is heeltemal buite jou comfort zone. Mens kan nie glo dat so 'n klein dingetjie jou hele lewe so omver kan gooi nie. En dan nou 'n paar jaar later kyk jy terug en dink jy, maar hoekom was jy so bang vir haar? Sy het net nie jou klein mens nie. Maar mense is heeltemal omver gegooi. Maar ons het net so goed aangepas en die drietjies van ons het nou ons eie roetine en ritme. Ek sê altyd ek voel jammer vir Abby want nou om 'n later vrou te hê of 'n mamma te wees, gaan ek is nou in menopause. So hy sit nou met 2 rooi koppe. Een is 'n toddler en een is in menopause. So my arme man. Maar dit maak dit net soveel makliker. Soos jy sê, mense het nie stres oor finansies nie. Jy's gefestig in jou werk. Ons het nou klaar die huis gebou. Wat 'n mens meer gefestig is in jou werk, het jy ook baie meer vryheid. So ek het reeds, jy weet, my loopbaan gebou en my eie reputasie by die werk opgebou. So nou het mense die vrymoedigheid om, jy weet, sekere vergaderings te kan decline, goed te herskeduleer rondom jou beskikbaarheid. Waar as jy 'n jonger mamma is, moet jy jouself nog bewys. So dit het ook sy voordele. Nou nie net finansiëel nie, maar ook vanuit daai werkslewe balans om 'n suksesvolle sakevrou te kan wees, maar ook die beste mamma wat jy kan wees, te kan probeer wees, en jy het daai vryheid. En natuurlik, die beste ding van COVID was om 'n na COVID mamma te wees, want nou kan jy aanlyn vergaderings doen na jy 'n skoolroete gedoen het of voorheen. Ek weet nie hoe mamas deur dit gekom het om jou kindjie te gaan aflaai 6:00, 7:00 die oggend om betyds by die werk te wees en dan eers 5:00 in die middag te gaan haal nie. So ek dink daar kom baie voordele met later mamma wees. So, en hoe het julle village, julle geliefdes dit aanvaar toe julle vir hulle die nuus gesê het hulle geweet van die reis waarop julle is? Was hulle so 'n bietjie voorberei of hoe was die reaksies toe julle uiteindelik nou met mense kon deel, ons gaan 'n kindjie kry? Nee, almal was heeltemal uit die veld geslaan, want ons het nie openlik gedeel dat ons vir behandeling gaan nie, omdat ons geweet het van die risiko's. So, almal was nog op die bladsy van, wel, ons het aanvaar ons gaan nooit kinders hê nie, en hier ewe skielik kom ons en vertel vir almal ons is swanger, en niemand het dit verwag nie, niemand nie. Maar dit was die beste nuus om te kon deel. Ek sê altyd, my pa is die Junie van 2021, net nadat ons met die behandeling begin het. Net voor ons met behandeling begin het, want hy was die Junie 2021 oorlede en ons het Januarie 22 met ons behandeling begin. En ek sê altyd, my pa is ons beskermingsengel en hy definitief daarbo in die hemel gaan sit en met die Jesus gepraat en gesê, dis nou hulle tyd, kan ons net 'n handjie sit en hulle help. En ja, ek was eers hartseer om hom nie te kon vertel dat ons swanger is nie, maar toe weet ek, hy het 'n hand ingehad, so hy weet wat aangaan. So dit het my altyd gerus gestel. En aan die ander kant hoor jy oor vreemde opmerkings, was daar ooit mense wat vir jou gesê het, maar hoe kan jy weet, dis onverskillig om dit te doen, of vir jou sê, maar ek het al gehoor vriendinne wat ook bietjie ouer is, wat sê, mense doen nie altyd die somme vir hulle, mens sê, jy weet, wanneer sy matriek is, van jy so oud wees, of is daar ooit enige iets wat ongevraagd is, en hoe hanteer jy dit? Dit lyk daarom asof jy jou nie te veel steur nie, of 'n goeie sin vir humor het, maar vertel 'n bietjie van wat is van die dinge wat jy hoor? Weet jy, Daniela, ek meen, almal het geweet hoe graag ons dit wou hê en hoe lank ons probeer het. So die respons van almal was net oorweldigend. Almal was net so bly saam met ons. So niemand het eers gedink aan ons ouderdom. Almal se kinders is al groot. Ek meen, een van my beste vriendinne se seun was toe al in universiteit maar almal was net so bly saam met ons. Ek meen, selfs by die werk. Ek moet vir jou sê, Carla het persente en geskenke gekry van heinde en ver, en almal was net so bly. Haar hele kamer, toe ek haar kamer reggemaak het na die baby shower, was volgepak met geskenke, klere, en ek het vir die eerste 2 jaar het ons nie nodig gehad om enigiets vir haar te koop nie. Sy was net so oorlaai, maar almal was net so bly saam met ons en dankbaar.
Maar ja, die vraag het definitief opgekom by onsself ook. Inteendeel, ons 'n snaakse storie. Jy praat nou van hoe oud ons sal wees as ons 'n matriek is. En net toe ek swanger was, ons was nie lank swanger nie, toe het 'n vriendin van ons se seun sy 18de verjaarsdag gehad. En by sy 18de verjaarsdag het sy oupa vir hom 'n toespraak gemaak. En ek en Aubrey kyk tussen mekaar en sê, maar Deidre se pa is 64. Ouens se oupa is 64 en ons gaan 64 wees wanneer Carla 'n matriek is. En dit was ons matriekstorie, eintlik ons eie besef dat sy jy weet, ons heel wat ouer gaan wees. En Aubrey het hy beplan altyd goed. So hy het sommer dadelik toe 'n universiteitsfonds begin. Sy was nog nie eens gebore nie. Want ons het geweet ons gaan op pensioen moet gaan wanneer sy 'n matriek is, so ons moet maar voorsiening maak. So ja, dis hoe dit vir ons uitgewerk. Ja, en weer eens voor- en nadele, want ek het ook 'n baie goeie vriendin, 'n dierbare vriendin van my wat haar ma was 40 en haar pa was 50 toe sy gebore is. En sy sê dit was vir haar wonderlik geweest. Dit was 'n wonderlike ervaring. Sy was 'n laatlammetjie geweest, nie 'n eerste kind nie. En haar pa het gelewe tot in sy 80's, jy weet, sy was in haar 40's geweest, haar pa nog gehad, terwyl ander vriendinne wie se ouers baie jonger was dalk siek geweest en is op 'n jonger ouderdom oorlede. So mens kan nog steeds daar wees vir jou kind al is jy 'n ouer en soos jy ook sê dat ek dink ook mense persepsie van ouderdom verander. Jy kan 'n baie fikse en sterk in jou 40's wees, jou gesondheid kan goed wees soos jy, of jy kan in jou 30's wees en ongesond wees en 'n moeilike swangerskap hê. So ook hoe jy na jouself omsien, en dit is dalk 'n goeie motivering ook om baie gesond te bly vir 'n kind. Ek dink dit is juis iets wat ek wou noem, is mens maak ander besluite. Want En jy wil gesonder wees en jy wil beter besluite maak, want jy's nou baie bewus van die feit dat jy moet nou langer leef. En ek bid altyd, kan ons net leef tot ons so 85 is, dan kan ons haar ten minste sien 40 word, miskien sal sy nog trou voor dan. Maar ja, mens probeer gesond wees, jy probeer, en ek dink ons leef net vir ons gesinnetjie. Jy weet, omdat ons ook die voordeel gehad het van lank getroud wees voor Carla daar was, het ons nou nie die druk van, ons moet, jy weet, soveel fokus sit op ons twee en Carla en ons moenie verby mekaar leef nie, want ek dink ons is deur al daai, hoe kan 'n mens noem, huweliks hardship en werk, voor Carla gebore is, en die feit dat ons die infertiliteitsproses gevolg het ons eintlik nader aan mekaar gebring, gelukkig eerder as van mekaar wegdryf. En toe is ons net so solied teen die tyd wat sy gekom het, dat nou gaan dit vir ons oor ons drietjies, ons love it om goed te doen saam met haar, ons sluit haar nie uit nie, selfs as dit 'n huweliksherdenking is, ons vat haar saam, want dit is vir ons 'n viering wat ons saam met haar wil, jy weet, vier. So ja, ek dink ons benadering rondom ouerskap en hoe ons haar insluit is miskien ook net anders. Ek kan nie onthou wanneer ek dink ons was op een date night, wat ons saam het. Maar dis ons keuse, dis nie omdat ons voel sy ontneem iets van ons nie, ons wil dit net anders doen. Julle het julle date nights gehad voor sy daar was, soos wat ander wat jonk ouers word het, as die kinders uit die huis is. En ek kan net dink vir jou vriendinne wie se kinders nou ouer is dit seker so lekker om 'n ou klein lyfie te hê om te bederf, en jy weet, dit is tog weer eintlik 'n nuwe vreugde in 'n vriendegroep of familie. Melissa, ek wil ook hoor, dalk vir ouers wat in 'n soortgelyke situasie is, en ek vra hierdie vraag met baie sensitiwiteit vir mense wat deur 'n fertiliteitspad is. Het ook al episodes daaroor gedoen, en ek weet niemand se pad lyk dieselfde nie. Jy weet, mens wil nooit vir iemand valse hoop gee nie, want wat vir een werk nie vir 'n ander een. Soos jy sê, julle was al op 'n punt waar julle vrede gemaak het en eintlik regtig aanbeweeg het met julle lewe. Maar dalk 'n mamma wat of die eerste keer oorweeg om 'n ma te word, of dalk selfs weer 'n ma wil word, maar sy's nou al ouer, sy is in haar 40's of mid-40's, en jy weet, nie almal is so ondersteunend soos julle vriende nie. Ek weet ook van mense wat sê, mense kan maar vir jou vreemde goed sê, of sê, jy's te oud, jy moenie, dis te gevaarlik. Vir iemand wat dink hulle wil die kans waag en in hulle 40's weer probeer, of die eerste keer dalk probeer, of dalk nog 'n keer vir IVF gaan. Enige advies vir so iemand wat voor daai keuse staan? Ja, ek dink mens moet net altyd na jouself luister, eerder as ander mense, en as jou, en julle gaan saam in dit in, jy en jou man, so as jy, jy weet,
'n ondersteuningsstelsel het, wel daar's ander mense wat nie noodwendig in paartjies in dit ingaan nie. Daar's mense Ja. wat nie getroud is nie en dit in elk geval wil doen omdat hulle ook al in hulle 40's is 'n vrou en besluit maar ek wil 'n kind hê ongeag of ek 'n man het of nie. Mens moet dan net vir jouself luister en as jy gelowig is, vashou in jou geloof. Mens dis nooit my sienspunt oor dit was, jy weet, alles in die Here se tyd. Dit was nie hoe ons dit beplan het nie, maar ek is net te dankbaar dit was toe op ons kaarte gewees en mens moet nooit moed opgee nie. Mens moet maar na jouself luister en dit aanpak soos wat dit goed voel vir jou. En ja, ek dink my enigste advies aan vroue sal wees, vries jou eiertjies terwyl jy jonk is, so in jou vroeë 20's, of jy weet terwyl jy nog in jou 20's is, want jy weet nie hoe jou pad gaan wees nie, jy weet nie wanneer jy iemand gaan ontmoet nie, jy gaan miskien eers op jou loopbaan fokus, en dan, jy vind eers uit, jy is onvrugbaar wanneer jy wil begin, en dis hoekom ek dink dit so 'n terugslag vir 'n mens is, want niemand verwag, tensy jy nou 'n onderliggende kondisie het, niemand verwag dat jy, dis die natuurlikste ding op aarde, hoe gaan jy dit nie reg kry nie, en ongelukkig besef jy dit eers as dit te laat is, so ek dink, my advies vir elke jong vrou is, vries vir jou eiertjies in jou laat 20's, en jy weet, miskien het jy hulle eendag nodig, miskien het jy nie, maar ten minste het jy dan opsies. Ja, dit sal my grootste advies wees, selfs vir my eie dogtertjie, sal ek dit eendag sê. Maar Melissa, ek en jy tydens die voorbereiding vir die episode ook gesels en dit het my nogal bygeval hoe jy gesê het, jy weet, ek dink, omdat jy dalk daai pad gestap het, eers gedink het jy gaan nie 'n ma word nie, dat jy nou regtig waardeer, dalk meer as iemand wat jonger is of onverwag swanger word, as jy so lank gewag het vir hierdie kind, dat jy regtig vreugde vind in ouerskap, soos wat jy ook sê, sy is by julle huweliksherdenkings, en dis vir my ook so mooi deel daarvan, daar was uitdagings, maar die lekker is nou dat jy regtig waardeer wat jy het. So vertel my bietjie van hoe ma wees toe vir jou was. Sy's nou 3 jaar oud. Ek weet ook dis 'n besige ouderdom, maar wat was vir jou van die uitdagings toe jy nou 'n ma was en wat is vir jou van die lekkerste lekker om Carla se mamma te wees? Ja, dit is definitief so. Ek dink dit het my hele benadering tot mamma wees verander. Daar is, ek dink bitter min wat ek vir vanselfsprekend vat, selfs as 'n mens 'n moeilike oggend het, soos met enige 3-jarige wat nou hulle self wil aantrek, hulle wil yoghurt eet, maar met 'n spesifieke lepeltjie, en dit moet die lepeltjie wees wat ons nie kan kry nie, en daar's 10 ander lepeltjies, dan moet ek myself net knyp en sê, ja, sy het 'n moeilike oggend, en sy wil selfstandig wees, wat great is, maar dan knyp ek net myself en sê, wel, ek het eerder dit, as wat ek nooit eers hierdie ervaring kon beleef het nie, en ek dink dit is maar hoe ek daarna kyk, alles is vir my maar net 'n seën en 'n voorreg, selfs, jy weet, klein dingetjies, om haar in die middag by die skool te gaan haal, is ek dink ander mense sien dit miskien as 'n, hoe kan 'n mens sê, as 'n chore, jy weet, dis moeite om op en af te ry, vir my is dit die lekkerste tyd van die dag, want ek kan nie wag om haar gesiggie te sien nie. Jy weet, ek gaan werk toe, maar dit is vir my lekker om te ry, want ek wil net haar gaan haal. Naweke is vir my lekker. Al sit ons net soos hierdie naweek die hele naweek by die huis, en ons gaan stap in die paadjie, en ons stap klubhuis toe, en sy ry op haar fietsie, en jy weet, dit is, ons lewens het verander, jy weet, in jou, toe jy jonger was, is jy baie sosiaal, ons sê 5 jaar terug het ons omtrent 'n braai, elke naweek in 'n ander straat in ons estate gehou. En nou is dit die drietjies van ons wat stap en net by die klubhuis op die speelraam gaan speel. En dit is vir ons die lekkerste lekker. Ek dink dit kan maklik wees, ek sê nie mense doen dit nie, maar dit kan maklik wees vir mense wat so maklik swanger geraak het, om net dinge vanselfsprekend te vat. Jy weet, dit gebeur net. Ek dink as mens so gesukkel het, dan vat jy niks vanselfsprekend nie. Jy's net so dankbaar vir elke ding, al is dit 'n moeilike dag, of al is jou kind siek. Ek dink jy's net te dankbaar dat, en dit is moeilik, reg? Dit is moeilik vir iemand, en dit was die moeilikste ding in daai tyd van infertiliteit.
om te kan Mm. aanvaar as 'n vrou dat iets wat so natuurlik en maklik is vir ander so moeilik is vir jou. Jy's op die aarde gesit om dit te doen. Hoe kan jy dit nie reg kry nie? En ek dink dis hoekom mense maklik in 'n baie donker situasie kan beland, want mens kan nie verstaan dat so 'n natuurlike ding nie net vir jou kan gebeur nie. En mens worstel daarmee. Jy dink partykeer, jy weet, hoekom daar's baie slegte mense in die wêreld en hulle kan kinders kry. Hoekom kan ons nie kinders kry nie? So dit mense het deur al daai tye gegaan en dan die dag, ek is net te dankbaar dat ons nou hier kan sit en die storie vertel van hoe bly ek is dat dit wel met my gebeur het, want ek sou nooit hierdie ervaring kom. Mens dis net so 'n ander belewenis om 'n mamma te kan wees en ek het dit amper gemis. Jy weet, ek het dit amper nooit eers beleef nie. En dit is wat my altyd ruk en sê, wow, jy's so geseënd. So Baie dankie. Ja, dankie dat jy dit ook gedeel het en ek sê altyd dis my so lekker as mense so vreugde vind in ouerskap. Soos jy sê, daar is daai oggende, ek het ook 'n 3-jarige, so myne hou weer glad nie van skoene aantrek nie en dit was nou 'n baie koue week hier in Johannesburg, so dit was 'n bekleierery elke oggend. Maar jy het nou gepraat oor jou belewenis as die ma van hierdie dogtertjie Melissa. Vertel my van jou ma. Ek eindig graag die podcast op dit ook, en wat het jy by jou ma geleer en dalk veral met toepassing op ouerskap? Ek dink die voorreg wat 'n ma ook kan hê om 'n ouma te word. Ek sien net daai vreugde in my ma se oë om 'n ouma te kan wees en naby haar kleinkind te kan wees. En vir Carla om 'n ouma te hê. Sy het nou net een ouma oor, haar ander ouma en 2 oupas is ongelukkig nie meer met ons nie, maar en sy het hulle nooit geken nie, maar ek sien net wat se vreugde dit vir hulle albei bring en veral as 'n mens naby mekaar kan wees en daai familiebande en nabyheid kan hê. Daar's soveel my ma vertel selfs vir my die stories van, jy weet, van haar vriendinne en selfs my tannie wat nie noodwendig jy weet, naby hulle kleinkinders is nie en soveel uitmis. En ek dink dit is net as mens daai, jy weet, generasies by mekaar kan hê en hou en kan sien hoeveel liefde, jy weet, dit tussen die 3 generasies kan weet. Ek dink dit is net die mooiste ding om te sien en te beleef. So ja, ek dink dit is 'n groot voorreg selfs vir 'n mamma om 'n ouma te kan word, want hoe jy en die mens kan sien hoe jou ma met jou was versus hoe jou ma met jou kind is dit absoluut nie teenoorgestelde en dit is lekker want dit is hoekom dit so lekker is vir 'n kleintjie om 'n ouma te kan hê. So ek dink dit is vir my 'n mooiheid. Ja, groot vreugde. Baie dankie. Dankie dat jy jou storie gedeel het. Is daar nog enige iets wat jy graag wou sê of deel wat jy dalk nog nie het nie? Ek dink partykeer, soos jy nou gesê het, vriendinne kan na mens kyk, het like, en partykeer kan hulle vir my kyk en sê, maar alles kan nie altyd net fantasties wees nie. Maar ja, ek dis hoe ek maar dit sien, so. Jy is so bewys van ek glo ook en ek sien dit in soveel mense en in jou ook dat regtig dis 'n bewys van mense ingesteldheid en wat 'n verskil dit ook maak. En soos ek sê, jy weet ook dat dit beteken nie jou lewe gaan net maklik wees of daar gaan net goeie goed met jou gebeur nie en dit werk ook nie altyd net vir almal uit nie, maar dat hoe jy gekies het om na die swangerskap te kyk, om na haar te kyk, om na die feit te kyk dat jy 'n ouer ma is, het so invloed op jou belewenis daarvan. So dankie dat jy jou storie gedeel het en soveel liefde vir julle gesin en julle nog 'n lekker reis wat voor lê met julle 3-jarige wat dan ook binnekort gaan skool toe gaan. Dankie Melissa en dankie dat jy gesels het op 'n maande mikrofoon. Baie dankie Daniela, ek waardeer die geleentheid.